die gees, siel en die liggaam, en wat die verskil tussen hierdie drie elemente is. Het jy ook dalk al ooit gewonder of daar iets daar buite is, wat jou oë nie kan sien buiten die menslike bestaan, maar wat veel verder gaan as jou fisiese liggaam waarin jy woon nie? Het jy? Die feit is dat ons 'n baie meer komplekse wese is as wat ons ooit sal besef. Kom ons kyk wat die Bybel ons leer. Hierdie drie aspekte, gees, siel en liggaam, moet ons werklik goed verstaan en van mekaar onderskei, om te verstaan hoe God die mens geskape het. Baie mense glo die gees, siel en liggaam, dat dit dieselfde is, maar net uitgedruk word op verskillende maniere. Maar wanneer ons egter die woord dieper ontleed, wat die Heilige Skrif ons leer, dan besef ons dat daar 'n fundamentele verskil tussen hierdie drie dele van die mensewese is. En om te begin, kom ons hoor wat die apostel ou Paulus ons vertel, daar in 1 Tessalonisense 5 vers 23, as hy sê: Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Nou let op dat Paulus noem die gees, die siel en die liggaam as drie afsonderlike entiteite, om te verstaan dat elkeen van hierdie drie entiteite vervul 'n unieke funksie in die bestaan van die mens. Elkeen van hierdie drie dele speel 'n noodsaaklike rol in jou vir jou finale bestemming. Kom ons begin met die mees sigbaarste van die drie, die liggaam. Die liggaam is die fisiese deel van die mens se struktuur, wat ons in staat stel om interaksie te hê met die wêreld om ons. En die Bybel leer ons dat die liggaam is net tydelik en daarna die dood. Na die dood keer die liggaam terug na stof waaruit dit gekom het. Ons hoor in Genesis 3 vers 19 dit baie duidelik as God sê: Stof is jy, en jy sal weer stof word, want uit die aarde is jy geneem. Ja, stof is jy, en jy sal weer stof word. Nou hierdie gedeelte maak dit duidelik dat die liggaam, maak nie saak hoe belangrik die liggaam vir ons lyk nie, is die liggaam maar slegs net 'n dop wat onvermydelik agteruit gaan, en dan doodgaan, en weer tot stof terugkeer aarde toe. Alle mense se liggaam het 'n vervaldatum, en kan dus nie beskou word as die belangrikste deel van ons bestaan nie. Ek glo jy sal met my saamstem. Maar dit beteken nie dat die liggaam waardeloos is nie, en in teenstelling hiermee is dit onontbeerlik terwyl ons lewendig is, want is deur die liggaam dat ons kan dink, kan optree, na plekke toe kan loop, en werk en sorg vir die een missie wat God ons gegee het. Maar as die liggaam net, kom ons sê, 'n voertuig gedurende my lewensreis is, wie is dan die bestuurder van my liggaam? Wie is die ware bestuurder gedurende my lewensreis? Die enigste ware bestuurder is die tweede dimensie van die mens, en dit is die gees. Die gees van God is die goddelike vonk wat ons lewe gee. Daarsonder is die liggaam bloot net 'n doellose dooie dop. En in Genesis 2 vers 7 hoor ons dit so mooi dat God sê:
God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en toe lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Nou, let op dat Adam eers na ontvangs van 'n liggaam uit stof geformeer en God se asem ontvang het, toe God lewensasem in hom ingeblaas het en Adam begin lewe het. Lewensasem is God se gees. Die gees is dus die lewensbelangrike essensie van lewe en daarsonder is daar geen lewe nie. Nou, die Bybel leer ons dat die gees, God se gees, wat aan ons lewe gee in die tyd van ons aardse bestaan, keer terug na God met ons afsterwe van die liggaam, nê? Ons sien dit mos soos dit geskrywe staan daar in Prediker 12 vers 7. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Die liggaam keer terug tot stof en God se gees keer terug na God soos dit was. En hierdie terugkeer van God se gees na die Skepper as ons sterwe, die gees wat na God terugkeer wat dit gegee het, dit is sekerlik een van die diepste raaisels van ons bestaan. En dit laat ons nadink oor die ware aard en die doel van die lewe as die liggaam die voertuig is en die gees is die energie wat ons aan die lewe hou. Maar dan is daar nog 'n derde identiteit, nê? Die siel. Maar wat van ons siel? Kom ons kyk 'n oomblik na die siel scenario. Die siel is die mees komplekse van alles, want dit is in die siel wat ons emosies, ons gedagtes, ons gevoelens en ons begeertes woon, nê? Die siel is wat ons werklik definieer as 'n individuele identiteit. Die Bybel wys vir ons verskeie gedeeltes wat praat oor die siel as die middelpunt van ons emosies, byvoorbeeld Psalm 42:12. Wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy so onrustig in my siel? Hierdie vers onthul dat die siel emosionele gevoelens kan ervaar, hoogtepunte en laagtepunte. Die siel kan neerslagtig wees deur hartseer of dit kan gevul wees met hoop en blydskap. Het jy geweet dat volgens die Bybel dat die bestemming van jou siel hang direk af van die besluite wat jy op aarde maak terwyl jy in jou stoffelike liggaam lewe? En Jesus waarsku ons in Matteus 25:46 dat hulle wat die siel onderdruk om Jesus aan te neem, sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdige tot die ewigheid, die ewige lewe saam met Christus. Dit wys ons dat ons keuses ewige gevolge sal ondervind. Dis uit en uit die individuele mense besluit. Jou eie besluit hoe jy jou siel gaan rig, want jy is geskape om te kies, 'n keuse tussen reg en verkeerd. Die keuse is joune. Dit is deur God aan ons gegee, net soos met Adam, vir God of teen God. Dis deur God aan ons gegee om uit en uit te besluit wat die lot van ons siel sal wees met Jesus se wederkoms, nê? Die liggaam keer terug na stof en God se gees keer terug na God. Maar die siel se besluite is verantwoordelik oor sy finale bestemming. Ons sluit af met dit en volgende keer die tweede deel. Seën, vrede en genade vir jou kind van God, onsse Vader, die Here Jesus Christus, ons Verlosser en ja ook die Heilige Gees. Amen.